Goeiedag, liewe luisteraars. Baie dankie vir die voorreg wat ek besoek KBK het om vandag weer met u bietjie te praat uit die woord uit. Dit is 'n groot voorreg en ek waardeer dit opreg. Ek vertrou u kan nou altyd ietsie leer wanneer ons die woord bedien, of dit nou ek is of wie ook al, ongeag. Die woord het altyd krag en ek wil u aanmoedig om meer te luister en meer te lees. Dit is goed vir 'n mens. Ek wil vandag 'n skrifgie aan u voorhou, 2 Korintiërs, 10de hoofstuk, 4de, 5de en 6de vers. Hy sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. En ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Dit is groot dinge wat hier geskryf staan deur Paulus in die gemeente in Korinthe. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. So die wapens wat ons het om die werke van die vyand te verbreek, is nie hoe sterk jou liggaamskrag is, oefening wat jy gedoen het in die gimnasium, of die spesifieke kos wat jy geëet het, of aan die ander kant jou geleerdheid en jou bekwaamheid en dies meer nie. Maar is 'n geestelike wapen, want die stryd wat ons het, is 'n geestelike stryd. Baie keer het mens maar die vleeslike stryd ook, ek verstaan dit, maar hy praat nie hier eintlik van 'n geestelike stryd, en hy praat van vestings van die vyand. Mense, ek weet nie of ek regtig besef, en of iemand regtig besef, hoeveel ongelooflike groot vestings van die vyand in ons land Suid-Afrika bestaan nie. En daar's net een groep mense wat daardie vestings kan neerwerp, en dis die mense wat God glo, wat wedergebore is, gevul met die Heilige Gees, met die krag van God. In Handelinge 1:8 sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou daardie krag is een van die wapens wat ons het, waarmee ons die werke van die vyand kan verbreek. Want die vestings wat hy van praat nie van fisiese geboue nie, praat van geestelike vestings. In Suid-Afrika het ons 'n vesting van oneerlikheid. Hier is vestings van bankrotskap, hier is vestings van korrupsie, hier is vestings van hebsug in Suid-Afrika. Selfs in regeringskringe en in die politiese kringe is daar so 'n begeerte na mag en geld, dat dit word so 'n groot ding in mense se lewens, dat die doel wat hulle moet dien, val heeltemal agter, en net daar die eie mag soeke en hebsug regeer. Dis 'n vesting. Ek nou vir jou sê, dis seker een van die sterk vestings wat ons in Suid-Afrika het. Nou sê die woord van God, dat ons het wapens om daardie vestings neer te werp. En daardie wapens is nie gewere nie, is nie kanonne nie, is nie vuurpyle en drones nie, en snaakse goed nie. Maar ek wil vir u lees wat sê die woord van die Here. 'n wapen, dat is een spesifieke wapen. Hier in Efesiërs 6 praat hy van die wapenrusting. En hy gee 'n uiteensetting van die wapenrusting. Maar weet jy, as hulle oor al die ander uitrusting praat, maar die enigste wapen wat daar is, die enigste wapen wat mens kan veg mee, sê hier in die 17de vers van Efesiërs 6, is jy neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Die swaard van die Gees. Die ander is als die helm van verlossing, die borswapen van geregtigheid, die gordel van waarheid, die skoene van bereidwilligheid, en al die dinge is beskerming. So as jy in 'n geveg ingaan, moet jy beskerming ook hê. Maar jy kan nie 'n geveg wen net met 'n helm op jou kop nie. Jy kan nie 'n geveg wen net met 'n borswapen, 'n beskerming vir jou bors, jou hart en iets meer nie. Jy het iets nodig om mee die vyand mee te oorwin, en daardie enigste wapen wat daar is, sê, is die woord van God, die swaard van die Gees. Mense, en ek weet nie of ek verkeerd of reg is nie, ek dink ek is reg, dat die grootste
probleem vandag onder gelowiges, onder Suid-Afrikaners, wat sê hulle is godsdienstig, ongeag die kerk, ek preek nie kerk nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar ongeag wat er kerkverband of denominasie, of buite denominasionele gemeentes het, ongeag die gebrek aan kennis, die woord sê, een van die profete sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Weet jy, die kennis van die woord is 'n swaard waarmee jy die vyand kan weerstaan en kan weerlê. Want die duiwel en sy magte stel nie belang in jou graad, sertifikaat wat teen die muur hang nie. Hy skrik ook nie vir die dik boeke in jou boekerak nie. Hy skrik nie vir jou pak klere wat jy aan het as jy die woord bedien, of hoe groot jou gemeente is, en hoeveel ligte en blou en groen en geel ligte daar is, en hoe die klankstel is, en wie is die musikante nie. Dit is baie lekker dinge daardie, ek wil er nie teen dit praat nie, maar as dit kom by, om te veg teen die vyand, is die woord van God die belangrike. En dit is so 'n bekommernis in my hart nie, dat mense ken nie die woord nie. Jy weet, om te bid, sonder die kennis van die woord, is net om jou gewete stil te maak. Vanaand voor jy gaan slaap, sê jy gou dankie Here Jesus, en as jy eet, en baie mense sê nog vir die Here, segen Vader, wat ons eet, maar laat ons nou met u vergeet, maak ons opreg dankbaar. Die Here moet jou kos voorsien, dan moet die Here jou nog dankbaar maak, ook daarby. Jy is nie eens opreg dankbaar vir jouself nie. Daar is so baie van hierdie gebede, wat niks waarde het nie. Geen waarde het nie. Baie van hierdie ou mooi gebedjies, baie selfs in die kerke bid mense, wat geen krag het nie, geen waarde het nie. Maar as ek die woord van God kan gebruik in my gebedslewe, weet jy, 'n groot deel van my gebedslewe is om God te aanbid. Maar dan kom 'n tyd in my gebedstye, is nie elke dag nie, daar's tye wat ek dan spesifiek gaan vir dit, om in die gees vestings aan te vat. Maar ek vat hulle aan, nie met my bravade nie, maar met die krag van die woord van God, 'n lewende woord. Die letter is dood, maar die gees maak die letter lewendig. Daardie lewende woord van God, daardie kragtige woord van God wat in jou gees lê, 'n woord wat jy gelees het, en die Heilige Gees kom maak dit vir jou oop, en jy kan dit verstaan, en jy kan jou staanplek begin ken in Christus, dat jy kan sê, Satan, ek staan teen jou, direk teen jou, ek het gesag van Jesus Christus gekry. Hy het my gesê, die werk wat ek doen, sal julle ook doen, en groter werke as dit. Hy het gekom om die werke van die vyand te verbreek, en om te red die wat verlore is. Dis werk wat ek moet doen, evangelie verkondig vir die verlorenes gered te word, en om die werke van die vyand te verbreek, en hy gee ons die wapens om dit reg te kan kry, waaronder die hoofwapen is die swaard van die gees, die Bybelboek wat ons moet lees, maar daar kom ook tye, wanneer die Heilige Gees vir 'n mens 'n opdrag gee, om te doen. Er staan nergens daai opdrag in die Bybel geskryf nie, maar as 'n opdrag is 'n woord van die Here. En as ek en u daardie woord kan vat, en kan sê, ek staan op in die krag van die Here, ek gaan deurbreek oor hierdie saak wat God my gegee het om te doen, ek het 'n woord van die Here, en niks en niemand gaan my afskrik nie. Ek wil jy ietsie vertel, as 'n getuienis, neem dit spog nie. In 1986, bedank ek die denominasie waar ek 'n pastoor in was, omdat die Here vir my gesê het, gaan Middelburg toe en daar sal ek jou seën. Ek het navraag gedoen by die gemeente, die pastoor daar was nie van plan om weg te gaan, hy was nie van plan om 'n beroep te vat nie, niks nie. En my jongste kind was 3 maande oud, 'n babietjie, en ek het 5 kinders. My getuienis, hoe dat God, omdat my 'n opdrag gegee het, daardie opdrag het my deurgedra. 'n Opdrag van die Here deur die Gees, of 'n skrif wat jy kry in die Bybel, is die swaard van die Gees, is die krag waarmee ons kan werk. 'n Mens moet doen wat die Here vir jou gee in die skrif, mens moet doen wat die Here vir jou gee deur die werking van die Heilige Gees. Want ek sê vir u vandag, ons het in Suid-Afrika nie 'n nuwe politieke party nodig nie. Ons het nie nuwe leiers in die politiek nodig nie.
Ons het 'n man of 'n vrou of 'n groep nodig. Manne wat kan opstaan en sê, ons roep bidders tot aksie. Dat daar 'n lewendige gebedsaksie in Suid-Afrika op die been kan gebring word. Manne en vroue wat kan weet om die woord van God te gebruik om te veg. Suid-Afrika kan wen, maar sonder die Here kan hy nie wen nie. Ek onthou eendag, paar maande gelede, seker 6 maande of 'n bietjie meer terug, het die Here my 'n woord gegee en ek het toe 'n profetiese woord op die Facebook gesit gerig aan die president van Suid-Afrika. En baie het dit gelees en baie het dit aangestuur en my een dogter het dit op die webtuiste van die president gesit. Ek weet nie of hy dit gehoor het nie, maar die Here het daai dag vir hom gesê, as jy God in erkenning hou nie, gaan jy nie jou termyn uitgedien kry nie. Jy moet God in erkenning hou. 'n Volk wat God in erkenning hou nie, gaan ten gronde. Ek het dit gesê, daar was nie vreeslik baie reaksie nie, wat niemand gekritiseer het nie. Niemand het gesê het amen of baie dankie of prys die Here nie, maar ek het gedoen wat die Here sê. En as jy my nou vra, ek is nie 'n politieke kenner nie, as jy my nou vra, weet ek nie hoe lank gaan ons president nog daar wees nie. Maar mense, ek het nou genoeg gepraat vir een oggend. Ek bid die guns van die Here op u af, dat die Here u seën en dat u begin om die Bybel te lees. 'n Kenner van die woord word, 'n dader van die woord word. Want weet jy wat sê ou Jakobus in die 2de hoofstuk? Hy sê die geloof sonder die werke is dood. Is dit geen waarde nie. As jy sê as jy gelowige, jy glo God, jy glo die Bybel, dan moet ons die Bybel kan doen. Mense moet kan sien ek doen die woord, dan begin dit krag dra. Ek bid vir u dat die Here hierdie woord in die hart sal seën, dat u 'n bietjie die swaard van die Gees opneem, 'n bietjie tyd vat, steede vir stories te lees of om TV te kyk, vat 'n bietjie die Bybel. Lees bietjie die Bybel, leer God ken. Jy leer God die Vader in die Ou Testament, hy het homself geopenbaar in die volk Israel uit Egipte uit. Jy leer in die 4 evangelies Jesus Christus, die seun van God, ken. In die sendbriewe van Paulus, Jakobus, Johannes en Petrus, leer jy die werking van die Heilige Gees ken. Veral in die Handelingeboek kan jy baie duidelik die werking van die Heilige Gees sien. Gaan lees dit, kry jouself op datum met die woord van die Here en word 'n vegter saam met my vir die bevryding van Suid-Afrika van die smart wat op ons pad vir ons lê en wag. Prys die Here. Vrede vir u, mooi dag verder.